Ietsie kom deel vanoggend, goed wat ons daaroor gepraat het, maar ek wil weer, kan nie genoeg daaroor praat nie, is wat verhinder, wat staan in die pad, dat ek en jy baie keer nie gehoorsaam is, aan dit wat die Here wil hê ons moet doen, wat hou ons terug, dat ons gedrag baie keer nie oplyn, met dit wat die Here van ons vra nie, en ek wil vanoggend, die titel van die boodskap vanoggend is, leef vanuit jou identiteit, want dit bepaal jou gedrag. Leef vanuit jou identiteit, want jou identiteit is wat jou gedrag gaan help bepaal. En as 'n stelling wat ek al voorheen gemaak het, kan nie onthou wie die oorspronklike stelling gemaak nie. Die persoon het gesê, on earth, you are named according to how you have performed. In the kingdom of heaven, you perform out of who heaven says you are. Ek wil dit weer sê. On earth, you are named according to how you have performed. So met ander woorde, in hierdie wêreld wat ons leef, jy kry jou identiteit uit dit wat jy doen. So dit wat jy doen, bepaal wie en wat jy gaan wees. En dit word jou label, dit word jou titel. Maar in die koninkryk van God werk dit andersom. In the kingdom of heaven, you perform out of who heaven says you are. En dit is so kernbelangrik vanoggend, dat ek en jy daai ding, daai waarheid sal vasgryp vanoggend. Want jy sien, God kyk met ander oë na jou en my. Hy sien anders as wat ek en jy sien. God sees you different to what you see yourself as. Die wêreld, wat jy doen bepaal jou identiteit, koninkryk jou identiteit bepaal wat jy gaan doen. Nou ek het gaan Google. Wat sê AI oor identiteit? Maar daar is seker baie goed wat jy kan gaan kyk, maar hier is so 'n kort definisie. Ek het nou in Engels hier so. Hy sê identity is the answer to the question who am I? Of weer sê identity is the answer to the question who am I? And the question is who are you? Wie is jy vanoggend? Ek wil nie vra wat doen jy nie. Ek wil nie vra wat se werk doen jy nie. Wie is jy vanoggend? It refers to the collection of beliefs, characteristics, values, roles, and relationships that define how a person understands and describes themselves. Collection of beliefs, characteristics, values, roles, and relationships that define how you understand and how you define yourself. So how do you understand and define yourself this morning? General definition. Identity is a person's understanding of who they are, what gives them worth, meaning, and belonging. Jy sien wat belangrik is vanoggend. Wie en wat bepaal jou waarde vanoggend? En ons leef in 'n wêreld wat dit wat jy bereik het bepaal jou waarde. Hoe jy perform, hoe jy presteer bepaal jou waarde. Jou suksesse bepaal jou waarde. En is belangrik vanoggend die meetsnoer wat jy gebruik, waarmee jy jouself meet. Ek kan nie 'n verkeerde maatstaf gebruik om myself te meet nie. En nog so 'n paar stellings wat ek wil maak. Wat God oor jou sê,
bepaal jou identiteit. Sê vir iemand langs jou, wat God oor jou sê, bepaal jou identiteit. What God says about you determines your identity. Wat jy daaroor glo, bepaal hoe jy dit gaan uitleef. Wat God oor jou sê, bepaal jou identiteit. Wat glo jy oor wat God oor jou sê vanoggend? What do you believe about what God says about you? Aanvaar ek dit wat die Here van my sê en oor my uitspreek? Weet jy ooit wat die Here oor jou sê? Ons kan baie lang lyste maak oor wat die wêreld van ons sê. Ons kan baie keer van ons kan vanoggend sê ek vir jou moet sê, skryf neer al die goeders wat mense van jou sê. Dan kan ons 'n klomp goed neerskryf. Jy is nie die opinie van iemand anderster nie. You're not the opinion of someone else. Wat God oor jou sê, bepaal jou identiteit. Wat jy daaroor glo, bepaal hoe jy dit gaan uitleef. Jy werk nie vir jou identiteit in Christus nie. Jy leef daaruit. So ek probeer nie perform om identiteit te kry en te word nie. Jy sien, ek moet leef vanuit my identiteit en wie ek is in Christus. Jou identiteit vorm jou gedrag, nie andersom nie. Jou gedrag gaan nie jou identiteit bepaal nie. Dis 'n uitvloeisel van jou identiteit. Wie jy in Christus is, bepaal hoe jy gaan leef. Jou identiteit is in God se waarheid gewortel. Glo wie God sê jy is en jou lewe sal dit begin weerspieël. Glo wie God sê jy is en jou lewe sal dit begin weerspieël. Die vraag is, glo jy wie God sê jy is? Your identity is rooted in God's truth. Believe who God says you are and your life will begin to reflect it. Say it again. Believe who God says you are. Your identity is rooted in God's truth. Not opinions, His truth. Believe who God says you are and your life will begin to reflect who you are. You do not become who you are by your behavior. Rather, your behavior increasingly reflects who you already are in Christ when you believe what God says about you. Ek wil weer vra. Weet jy vanoggend wat die Here van jou sê? Weet jy vanoggend waarlik wie jy is in Christus? Wat is waarlik jou stand in die Here Jesus Christus? Paulus leer ons dat ons nie ons identiteit moet soek in ons prestasies, mislukkings, gevoelens of omstandighede, maar in ons eenheid met Christus. Dis nie net Paulus nie, die hele Nuwe Testament praat daarvan. Glo jy vanoggend dat jy een is met Christus? As jy dit nie glo nie, gaan lees weer Johannes 17. Gaan kyk wat die woord sê. Mense, ons soveel keer baseer mense hulle identiteit op hoe hulle voel. Jou identiteit gaan nie oor hoe jy voel nie. Dit gaan daaroor dat ek die waarheid wat Christus oor my uitspreek, wat hy van my dink, wat hy van my sê, en dat ek daai waarheid sal vasgryp in my lewe, ten spyte van hoe ek voel. Romeine 8
Mense, dit is 'n kosbare gedeelte Romeine 8. Nou as jy Romeine 8 lees, dan sien jy, hy sê, jy behoort aan Christus. Sê vir iemand langs jou, jy behoort aan Christus. Say it someone, you belong to Christ. Die Heilige Gees woon in jou. The Holy Spirit lives within you. Verstaan ek en jy die impak van die feit dat God se Gees in my en jou woon? Ek dink, ons kinders van die Here, ons onderskat die krag van dit, van die persoon wat in my en jou woon. Don't underestimate who's living inside of you. Sometimes I think we underestimate the Holy Spirit within us and we overestimate the devil's influence and power. Should be the other way around. Ons skiep die duiwel heeltemal. Fokus op wie in jou woon. Who is in you? Besef, dis 'n persoon, dis deel van die Godheid, dis God in jou. In Korintiërs 6 sê, jy is die tempel van die Heilige Gees. Hierdie kerkgeboue, al die kerkgeboue is nie die tempel waar God se Gees woon nie. Die kerkgeboue is net byeenkomsplekke. God doesn't live in church buildings. He lives in you. Jy's die gebou van God. Wanneer ons in hierdie kerk inkom, bring julle, elkeen van ons bring die teenwoordigheid van God in hierdie plek in, want ons is die draers van sy Gees. You bring the presence of God into this place. As jy instap by 'n plek, by jou werk, by 'n winkel, by die skool, jy dra die teenwoordigheid van die Here in daai plek in. Want hoekom? Sy Gees woon in jou. Handeling 8 sê ook verder, hy sê, en God is nou jou Vader. Hy sê, ons roep uit, Abba, Vader. Abba, Hebreëse woord, dis 'n intieme woord wat gebruik word wanneer jy praat van hom as Vader. As jy sê iemand is jou Vader, wat maak dit jou? Wat maak dit jou? Sy wat? Sy wat? Sy kind. Daarom kan ek en jy met vrymoedigheid leef. Daarom kan ek en jy met 'n vrymoedigheid ander mense dien en bedien. Dan groei en in die sekerheid van wie jy is in Christus wandel. Die Heilige Gees getuig met jou gees dat jy aan die Here behoort. Alweer, ons moet leef vanuit 'n God-bewustheid. Bekering. Here, ek wil dit hoeveel keer seker sê. Repentance, bekering beteken, is die Griekse woord metanoia. Bekering beteken om jou denke, jou gedagtes te verander en 'n ander rigting te loop. Repentance is to change your mind. Repentance beteken nie om te loop met skuldgevoel, teleurstelling en al die negatiewe gevoelens nie. Dit beteken om jou denke te verander en jou denke te belyn met dit wat God sê. En wat sê God van jou vanoggend? Repentance en bekering beteken ek gaan my gedagtes oplyn en in lyn kry met wat die Here van my sê en ek gaan in dit begin wandel. God consciousness, changing your mind. It is agreeing with God about who you already are in Christ.
Bekering beteken dat ek saam met die Here gaan saamstem oor wie ek reeds in Christus is, en stem jy vanoggend saam met die Here oor wie jy is in hom. So gesê het, die Hemelse Vader bepaal jou identiteit en waarde, nie jou belewennisse of wat ander mense se opinies is nie. Jy is geskep om sy stem te hoor. Ek en jy is geskep om intieme verhouding met die Here te kan hê. Nou wil ek Jakobus vat, Jakobus 1. Ek wil net so bietjie hom vanuit 'n ander hoek bietjie nader bring. Jakobus 1 vers 19, James 1 vers 19, hy sê, so dan, my geliefde broeders en susters, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. So hy sê, elke mens moet gou wees om te hoor. The Amplified English says, we must be quick to hear, to listen. Ek het nou die dag gesê, ek het nog nooit gehoor van iemand wat homself in die moeilikheid ingeluister het nie. Maar ek weet van baie mense wat hulle self in die moeilikheid ingepraat het. Hy sê, wees gou om te luister en stadig om te praat. Hoekom is dit so belangrik vir my as dit kom by ons identiteit in Christus? Ek en jy moet leer om gou te wees om te hoor wat die Here sê aangaande my en aangaande jou. Gou wees om te hoor wie hy sê ek is. You must be quick to hear what the Lord is saying about you and slow to speak and slow to get angry. Wees stadig om te praat, want hoekom moet ons stadig wees om te praat? Want hoeveel keer praat ek en jy ons uit die wil van God uit? Ons praat onsself in ongehoorsaam en uit gehoorsaamheid uit. Het ek het reg gesê? Jou woorde, jy praat jouself uit jou identiteit uit. Die Here sê, Fanie, jy is in staat. Fanie redeneer en sê, nee, Here, jy verstaan nie. Ek is nie in staat nie. Dis nie wie ek is nie. Die Here sê, Frans, gaan lê bietjie daai op hande. Nee, Here, dis nie wie ek is nie. Dis nie wat ek doen nie. Gou om te hoor, gou om te luister, hoor wat die Here sê. Stadig om kwaad te word. Hy sê stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Hoeveel keer neem ek en jy nie dalk aanstoot omdat die Here vir ons dinge gesê het nie? Hoeveel keer word ons nie kwaad vir predikers of vir mense wat die Here goeders van jou verwag en jy's nie bereid om dit te doen nie, dan word jy kwaad. En hoe kwaader jy word, hoe dommer word jy. Here het al verduidelik, gaan nie nou in die wetenskap daarvan ingaan nie. Hy sê, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid van God nie. Hy sê, for a man's anger does not promote the righteousness God wishes and requires. Met ander woorde, geregtigheid beteken, I have a right standing with God. My kwaad en die woorde wat ek spreek, maak dat ek myself oortuig, ek staan nie in die regte plek in my verhouding met die Here. Hoeveel keer oortuig ons onsself nie deur ons woorde dat ek is nie goed genoeg om iets te ontvang van die Here af nie. Ek is nie waardig, baie keer voel dit vir my om sy kind genoem te word nie. Hoor jy wat ek sê? Jy praat jouself uit jou identiteit uit.
Jy redeneer jouself uit seën en voorsiening van die Here. Jy moet nie my so vreemd aankyk nie. Vers 21, hy sê, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Die Here bepaal jou identiteit. Hy het gesê sy gees woon in jou. Nou as dit die situasie is en dit is my identiteit en die Here sê vir my, Charlotte, jy is tot alles in staat. Glo jy dit? As die Here vanoggend sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, glo jy dit? Is ek bereid om daai tree te gee sodat sy krag deur my kan manifesteer? Mense, sy krag gaan nie deur my manifesteer as ek op 'n stoel gaan sit. En ek, Here, dankie. Dankie het my gevul met die krag. Die Gees woon in my. Jy bid selfs in tale en jy bid in jou taal. En dan ervaar jy in jou hart dat die Here sê, gaan praat met Ernest. Gaan deel jou storie met Ernest. O nee, Here. Nee, ek kan nie dit doen nie. Soveel keer het gehoor mense sê, ek het 'n persoonlike verhouding met die Here en dis persoonlik. Dis nie persoonlik nie. Ja, daar's 'n intieme persoonlike verhouding met die Here, maar dis nie 'n geheime verhouding nie. Dis 'n publieke verhouding. Want die Here het gesê, julle sal krag ontvang en wat wees? My getuies wees. Getuie beteken nie, jy gaan dit wegsteek nie. Getuie beteken, jy gaan dit uitreflekteer, jy gaan dit uitdemonstreer. Ek het jou gaan praat oor volgende week. 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14, hy sê, begeer die Heilige Gees gawes. Die Afrikaanse vertaling is eintlik nie heeltemal reg daar. Die Afrikaanse vertaling sê, beywer jou in die gawes van die Gees. Nee, die oorspronklike taal sê, begeer die gawes van die Gees. Wanneer laas het ek en jy begeer dat die gawes deur my en jou sal werk? Dis deel van jou identiteit in Christus. Dit moet deel van my en jou gedrag wees. Maar as jy twyfel in jou identiteit, as jy twyfel in wie jy is, gaan jy dit nie doen nie. Hy sê, get rid of all uncleanness and the rampant outgrowth of wickedness, and in a humble, gentle, modest spirit receive and welcome the word which implanted and rooted in your hearts contains the power to save your souls. But be doers of the word. Obey the message and not merely listeners to it, betraying yourselves into deception by reasoning contrary to the truth. We are reasoning contrary to the truth and doubting who we are in Christ. Jy redeneer jouself uit jou identiteit uit. Ja, belyn jouself, jou gedagtes, bekering, repentance, metanoia, begin in lyn te kom van wat die Here oor jou sê, van jou sê en wat hy van jou vra. Ek gaan net korter knip. Wat jy van jouself glo, beïnvloed jou gedrag en jou bestemming, jou destiny.
Ons hoor baie keer wat die skrif praat, en dan sê hy, Spreuke 23 vers 7, want so sy in sy siel bereken, so is hy. Hoe bereken jy in jou siel? Wat is die gedagtes? As a man thinketh, so he is. Wat dink jy? Matteus 12 vers 34 sê, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Wat's in jou hart vanoggend? Wat glo jy oor jouself in jou hart vanoggend? Glo jy wat God sê, of glo jy die opinies en die goeders wat ander mense van jou sê? Die kritiek. Mense, daar is soveel woorde in die Bybel. 2 bekendes, wat ons goed ken. Gaan nou net vir jou vinnig noem. Toe die verspieders uit Kanaan terugkeer, het hulle gesê, Moses stuur 12 verspieders in die beloofde land en in Kanaan in. Dan sê hy, gaan kyk. Numeri 13 vers 33 sê, toe hulle terugkom, 10 van die verspieders sê die volgende, ons was in ons eie oë so springkane, en so was ons ook in hulle oë. Wat sê God van hulle? God praat van hulle, hy sê, God het hulle as sy verbondsvolk gesien, maar hulle het geglo, hulle is swak en magteloos. God sê, julle is my volk, you are my people. Hulle hoor nie, hulle was stadig om te hoor, vinnig om te praat. Hulle het nie gehoor wat God sê van hulle nie. Nie gehoor wat die beloftes van God is vir hulle, omdat hulle sy kinders is nie. Gideon, Rigters 6 vers 15, Gideon praat met die Here en hy sê, my geslag is die swakste in Manasse en ek is die geringste in my familie. Judges 6 verse 15, Gideon says, my clan is the weakest in Manasseh and I am the least in my family. Ons kan dit sien en sê, Manasse, Gideon, he's so humble. Ek is die minste in my familie. Weet jy, dis 'n valse nederigheid. Dis nie wat die Here sê. Nederigheid is nie om jouself af te breek en as niks te sien nie. Rigters 6 vers 12. Die Here praat met Gideon en hy sê, die Here is met jou, dapper held. Listen what the Lord says to Gideon. The Lord is with you, mighty warrior. In the kingdom of heaven, you perform out of who heaven says you are. God says to Gideon, you are a mighty warrior. Gideon says, Lord, I'm the weakest in my family. Are you going to live the lie, or are you going to live the truth of God? Gaan jy leef wat die Here van jou sê? Jou identiteit in Christus word nie bepaal deur hoe jy voel nie. En ek wil ook vir jou sê, onthou, jou identiteit is groter as jou mislukkings. Ek wil weer sê, jou identiteit is groter as jou mislukkings. Die feit dat jy gefouteer het, verander nie jou geregtigheid in God nie. Die feit dat jy iets verkeerd gedoen het, maak jou nie dat jy is nou nie meer sy kind nie. Die vyand wil jou oortuig. So vir wie leen jy jou ore? Hou op om jou ore die asblik te maak van die vyand se nonsens en leuns. Staan op in die oggend en sê, Here, dankie, ek is die seun, ek is die dogter. Dankie Here, u Gees woon in my. Voordat jy nog dink aan wat jy gaan doen vandag, wat jou take is, wat jou dagbeplanning. Die eerste ding as jy wakker word, sê vir jouself, Here, dankie, ek behoort aan U. Maak jou identiteit vas en herhaling gaan dit vasmaak. Elke oggend. Nou dan gepraat van, dit aktiveer 'n ander deel van jou brein.
En omdat daai deel geaktiveer is, begin jy geleenthede raak te sien. Want daar's 'n anderster fokus in jou kop. Your identity is bigger than your failures. Eers identiteit, oortuiging en dan gedrag. God verklaar wie jy is, wie jy in Christus is. Jou oortuiging, jy glo en vernuwe jou denke met daardie waarheid. Gedrag, jou gedrag begin toenemend daardie identiteit te weerspieël. Ek dink is daai laaste slide, Gunther. Tweede laaste ene. Ek sluit af. Romeine 8, vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is. Gaan soek en kyk. Hy sê die Gees, sy Gees woon in jou, vers 9, Romeine 8. Jy word deur die Gees gelei, vers 14. Jy is 'n kind van God, sê hy, vers 15. Jy leef nie om God se kind te word nie. Jy leef omdat jy sy kind is. You don't live to try and become a child of God. You live from the fact that you are a child of God. Maar die laaste versie lees. Jesaja 50 vers 4. Ons leef in interessante en moeilike tye. Maar ek wil vanmôre vir jou bemoedig. Jesus sê vir sy disippels in op verspreide plekke in Johannes, dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Ek en jy gaan doen wat hy gedoen het. Jesaja is 'n messiaanse profetiese boek. Het profeteer en vertel van Jesus se koms. Maar Jesaja 50 vers 4, ek lees dit uit die nuwe Afrikaanse, die 2020 vertaling. Hy sê, dit is my Heer, die Here, wat aan my 'n vaardige tong gegee het, sodat ek kan weet hoe om die vermoeides met 'n boodskap op te beer. Elke oggend maak hy my wakker. Hy maak my oor maak my oor om soos 'n leerling te luister. Ek wil weer sê, hy sê, hy het my 'n vaardige tong gegee, sodat ek weet hoe om vermoeides met 'n boodskap op te beer. Mense, hy het vir jou 'n vaardige tong gegee, sodat jy kan weet hoe om mense wat swaar kry, te bemoedig en op te lig. Want dis wie jy is. Dis wat jy doen. Dis waartoe jy in staat is. Die Engelse vertaling sê, the Lord Yahweh has equipped me with the anointed, skillful tongue of a teacher to know how to speak a timely word to the weary. Morning by morning he awakens my heart. He opens my ears to hear his voice, to be trained to teach. Mense, die Here wil jou en my gebruik. Want dis wie jy is sy kind. Dat jy hom sal reflekteer in jou lewe, in jou spraak en alles wat jy doen. Amen. Sluit net jou oë waar jy sit. Vader, dankie. Thank you that we are your sons and your daughters. That we belong to you. As jy vanoggend hier sit en jy weet nie of jy sy kind is, as jy nie seker is jy sy kind, wil jy nie vanoggend sê, ons het die lied gesing, I surrender, Here, is ek. As jy twyfel oor jou identiteit in Christus, jy kan vanoggend hier uitstap, en ek wil nie daai kans laat verbygaan nie. As jy vanoggend nog nie jou hart vir die Here gegee het, as jy vanoggend hier sit, en jy's onseker of jy sy kind is,
En jy wil daai sekerheid vanoggend hê. Terwyl almal se oë gesluit is, niemand kyk rond nie. As jy die sekerheid wil hê, steek net jou hand op en laat sak hom. As jy nie seker is oor jou identiteit in Christus. Ek wil nie die geleentheid laat verbygaan. Dankie. Is daar nog iemand wat vanoggend sê, ek wil daai sekerheid hê dat ek sy dogter is, dat ek sy seun is. Is daar nog iemand? Dankie. Laaste keer wat ek wil vra. As daar iets in jou binneste so half dryf, dan weet jy die Here is besig om met jou te praat. Is jy seker dat jy sy seun en sy dogter is? As jy nie is nie, hy wil vanoggend, hy's hier. Hy wil met jou ontmoet. Vader, dankie vir die wat hulle hande opgesteek het vanoggend. Here, dis hulle roep na U vanoggend. En Here, dankie. Dankie, U woord sê dat elkeen wat U naam aanroep, sal gered word. En ek bid vanoggend dat U met hulle op 'n kosbare wyse sal kom ontmoet. Dat hulle op 'n kosbare wyse vanoggend sal kom aanraak. Here, ons gaan nou sit by die nagmaaltafel. Here, hierdie nagmaal spreek vanoggend van U liefde vir ons, U redding, U vrymaking. Ek bid, Here, dat die waarheid van wie ons is in Christus in ons harte sal posvat. Dat dit sal heers in ons binneste, dat U sal heers in ons binneste. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. En amen. Ek gaan vra